Goeiemiddag julle. Ons gaan gou-gou vanmiddag aangaan met ons studie in Openbaring. Ons gaan kyk vandag na Openbaring 18. Nou met hierdie hierdie tydperk is die genade deur nou al lankal toe. So dit is nou die gebeure na daai tydperk wat ons nou 'n bietjie gaan bestudeer. Maar voordat ons begin, kom ons sluit net gou-gou die oë. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om saam te kan sit en u woord te kan bestudeer. Here, gee vir ons asseblief insig en wysheid waarmee ons vandag werk, sodat ons 'n dieper verstaan kan kry van u liefde en van wie u is. Baie dankie daarvoor, Here. Amen. OK. Nou voordat ons aangaan, kom ons kyk net gou-gou na hersien van die struktuur van Openbaring 16 vanaf vers 12 tot 16. Kom ons kyk gou-gou vers 12. Lees gou vir ons vers 12. En die 6de engel het sy skaal uitgegooi op die groot rivier, die Eufrat, en sy water het opgedroog, sodat die pad van die konings van die konings wat van die oos afkom reggemaak kon word. Awesome. Nou goed, nou so tot op hierdie oomblik van die 5de plaag, nê? Met die plaag van duisternis nou, is Babylon se waters. Wat is ons nou weer die waters? Dit is die menigtes wat haar mos nou onderhou, wat die hoer mos geonderhou het, nê? Is die menigtes nou in vloedstadium, wat hulle ondersteun haar, nê? En is hulle van plan om God se volk te verdrink. Nou goed, by die 6de plaag, hierso, droog die waters egter skielik op. So met ander woorde, wat gebeur? Hulle onttrek hulle steun van haar af. Die stortvloed teen die godsdienstige leiers van Babylon is besig nou om te val. Die opdroog van die waters lei die massa se aandag af van hulle moordagtige woede en berei sodoende die weg voor vir die koms van die konings uit die ooste. Nou wie is die konings uit die ooste uit? Dis reg, is Jesus en sy engele, nê? Kom ons kyk gou-gou na vers, daar's ons net om vir julle te wys, waar hy nou in vloedstadium was in Babylon, en ewe skielik het hy nou net begin opdroog. Kom ons lees gou-gou vers 13 tot 14. Openbaring 16 vers 13 tot 14. En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet 3 onreine geeste soos paddas sien kom, want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God. OK, nou hierdie gedeelte is tussen hakies periode, nê? En dit neem ons terug na die proeftydperk. Daar's nou met die genade tydperk, nê? Wanneer die goddelose skolkende waters besig is om teen God se volk te vermeerder en te konsolideer. Nou die 3 bose engele met 'n valse boodskap sal na die konings van die aarde en die hele wêreld toe gaan om hulle bymekaar te maak vir die finale stryd van Armageddon teen God en die persoon van sy volk. Terselfdertyd sal 3 heilige engele, met ander woorde God se oorblyfsel aan sy kant bymekaar begin maak, nê? Kom ons kyk gou na vers 15 asseblief. Ekskuus, my goeders is hier so heeltemal te mekaar. Ek het prentjies hierso gesit en ek het nooit onderskei nie. Vra verskoning. Kyk, ek kom soos 'n dief. Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie. OK, goed, hierdie vers gaan voort met die hakiestelling. Daai gedeelte wat ons nou gepraat het. Hierdie gaan nou net bietjie verder voort met dit. So met ander woorde, Jesus waarsku sy mense om aan die regte kant bymekaar te wees voordat hierdie genade deursluit. Want wanneer die byeenkoms verby is, sal daar net 2 groepe wees, né? Net 2. Op hierdie oomblik is daar, hulle dink daar's horde ander groepe, maar daar is in elk geval net 2 groepe. So met ander woorde, jy kan ook nie wees van ek besluit nie vir een kant nie. As jy nie besluit het nie, het jy outomaties by default klaar gekies om aan die ander kant te wees, nê? So met ander woorde, diegene wat geklee loop en die seël van God het en diegene wat naakloop en die merk van die dier het.
Dis jou twee groepe, né? Openbaring 16 vers 16. Openbaring 16 vers 16. En hulle het hul versamel op die plek wat in die Hebreëus genoem word Armageddon. Okay. Moet ons met die gebeure van vers 16 verstaan as plaasgevind na die gebeure van verse 13 en 14 nie. Ons moet dit nie so verstaan nie. Onthou daai is 'n tussenperiode wat ons gelees het, né? Verse 13 en 14 neem ons eers terug na die insameltyd voor die einde van die genadeltyd toe. Okay. Nou wanneer almal vir Armageddon bymekaar geroep is en die proeftydperk of die genade deur gesluit het, dan eers sal die oorlog plaasvind. Nou kom ons kyk gou-gou na die ligging van Armageddon. Waar is dit? Waar is Armageddon geleë? Die woord Armageddon is 'n saamgestelde woord wat uit twee Hebreëse woorde kom. Een is har, wat beteken berg, en dan sit moget, wat beteken gemeente. So dit is 'n berg van die gemeente. As ons die twee bymekaar vind, vind ons dat die goddeloses vir die finale geveg by die berg van die gemeente bymekaar gaan kom. OK. Nou beide Daniël en Openbaring vertel vir ons dat God sy mense sal versamel na die geestelike berg Sion toe, né? Waar hulle sal bymekaar kom om die Here te gaan aanbid. In die bedeling van die Gees verteenwoordig Sion God se getroue oorblyfsel, né? Wat die hele wêreld by Jesus versamel sal by hom versamel sal word. Openbaring skryf 'n tweeledige byeenkoms. God se volk word wêreldwyd by die geestelike berg Sion versamel. Dis die berg van die gemeente nou, né? En die goddeloses word wêreldwyd rondom dit bymekaar gemaak in 'n poging om dit te vernietig. Verstaan julle wat hierso wat hier gebeur? So hulle sal in die berg wees en hulle sal die berg begin omsingel. Kom ons lees gou-gou daarso Jesaja 14 vers 12 tot 14. En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste. So hy kom basies in aanval teen hierdie berg, want dis wat hy wil doen. Hy wil die berg oorneem. Hy wil in beheer wees daarvan. Nou God se woonplek is op die berg Sion aan die kant van die noorde. Aan die begin van die groot stryd in die hemel het Satan daarna gestreef om die hemelse berg van die gemeente aan die kante van die noorde oor te neem, maar hy is verslaan daaruit, né? Daarom sal Satan aan die einde weer probeer om die aardse berg te verower, waar God se volk geestelik bymekaar gekom het om die Here te aanbid. Kom ons kyk gou na hierdie volgende tekste so 'n bietjie noukeurig. Openbaring 14 vers 1. Openbaring 14 vers 1. En ek het gesien en kyk, die lam staan op die berg Sion en saam met hom 144.000 met sy naam en die naam van sy Vader op hul voorhoofde geskrywe. So met ander woorde, God se volk staan seëvierend op die berg Sion, né? Nadat hulle beproewing oor die dier. Sy beeld en sy merk en die vorige, so wat ons in die vorige hoofstuk gesien het. Kom ons kyk gou na wat gebeur nou Openbaring 14, 19 tot 20. En die engel het sy sekel oor die aarde laat gaan en die wingerdstok van die aarde afgeoes en dit gegooi in die groot parskyp van die grimmigheid van God. En die parskyp is buitekant die stad getrap en bloed het uit die parskyp gekom tot aan die toons van die perde 200 myl ver. So met ander woorde die drywe word buite die heilige stad versamel, né? En God se volk is binnekant. Joël 2 vers 32. Joël 2 vers 32 en elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word, want op die berg Sion en in Jerusalem sal daar ontkoming wees, soos die Here gesê het, en onder die vrygemaaktes, die wat die Here sal roep. Okay. Dat die goddeloses kom bymekaar in die wynpers in die vallei van Josafat buite Jerusalem vir die aanval op God se volk.
Maak dit nou vir julle sin wat hier aangaan, nê, van Armageddon wat daar aangaan. Daniël 11 vers 25. Wag, ekskuus, of daai moet 45 wees. Daar was 'n tikfout. En hy sal sy paleistente opslaan tussen die see en die berg van die heilige pragt. Maar hy sal aan sy einde kom en daar sal vir hom geen helper wees nie. Julle weet mos Daniël 11 gaan oor die koning van die noorde teen die koning van die suide, nê? Nou die koning van die noorde plaas die tente van sy paleis tussen die see en die glorieryke berg van Sion. Nou wat is die gevolgtrekking hiervan? Die gevolgtrekking in Openbaring 16 vers 16 is die konings van die aarde en die hele wêreld bymekaar gekom om die plek wie se naam berg van die gemeente beteken. Met ander woorde Armageddon, nê? Hulle bedoeling om daar bymekaar te kom is om God se mense wat geestelik op die berg Sion is dood te maak. God se mense word uitgebeeld as die oes van die aarde binne die stad en die goddeloses word uitgebeeld as die druiwe wat buite die stad versamel is. OK. Kom ons kyk gou na die samengestelde prentjie so van vers 16 van Openbaring 16 tot 19. Wat gebeur daarso? Eerste ding is die geeste van duiwels het Babylon aan die einde van die tydperk heeltemal beset en die konings van die aarde en die hele wêreld bymekaar gemaak om oorlog te voer teen Christus en die persoon van sy getuies. Want hoeveel mense sal agter die dier aanloop? Hulle sê almal sal agter hom loop, nê? So, daai is 'n groot groep. Nou wanneer die genade die genade tydperk sluit of die proeftydperk sluit, is die waters van die geestelike Efraat in vloedstadium. Sien julle die mense? Die waters is mos beteken menigtes, nê? Hulle is in vloedstadium. Wat beteken dit? Elkeen van hierdie eerste 4 plae vererger in woede van hierdie waters totdat hulle gereed is om God se volk van die aarde af uit te wis. So daar's wat Openbaring vir jou sê waar die wat slegter is sal nog slegter word, nê? Hulle aggressie sal nog erger word. Wanneer dit blyk dat die waters God se volk sal verdrink, val die plaag van duisternis, met ander woorde die 5de plaag, nê, op die aarde onmiddellik gevolg deur die opdroog van die oorstromingswaters onder die 6de plaag. OK, so dit is daai 2 volk so op mekaar. Nou hierso, volgende een is die 7de plaag verdeel dan Babylon in 3 dele en verwoes dan basies die aarde. Want wat is die 7de plaag? Dit is ook die wederkoms, né? Verwys na die wederkoms. Die 7de bassein, die 7de plaag verwys alles na die wederkoms toe, né? En die 7de seël ook verwys ook na die wederkoms toe. OK, kom ons kyk gou 'n bietjie na Openbaring 17. Ons nou klaar 16 net so klein bietjie hersiening gedoen. Kom ons kyk gou na 17. Goed, weer eens lyk dit asof die Babiloniese prostituut in volle beheer is, né? Sy sit op baie waters. Sy hoereer saam met die konings van die aarde en word deur haar dogters ondersteun. Wie's nou weer die dogters is die afvallige protestantisme, né? Wat ook saam met haar hande gevat het. Die waters vloei en God se volk is nou in gevaar. Sodra die waters vloei, dan beteken dit God se kinders is in gevaar. As hy opgedroog het, dan beteken dit daar is nie meer vervolging nie. OK, in hierdie stelsel. Die eenheid van Babylon, die eenheid van Babylon word vernietig wanneer die konings teen haar omdraai. Hierdie eenheid kom tot 'n einde wanneer die woorde van God voltooi is op die oomblik van die 7de plaag. Wat sê hy? Dit is volmaak. Dit is volbring. It is done. OK. Kom ons kyk gou na Openbaring 18 vers 6 tot 24. Nou hierdie hoofstuk beskryf die klaaglied van die menigtes van die wêreld wanneer hulle sien dat Babylon geval het en hulle verlore is. So dis waaroor dit gaan. Dis hulle wat huil oor Babylon wat geval het. Nou wanneer God se volk deur die stem van God verlos word, voordat Jesus met die leers van die hemel kom, sal daar 'n tydperk wees waar die handelaars en die konings van die aarde sal kla en huil oor die feit dat hulle rykdom nie meer kan red op die dag van God se toorn nie. Hulle rykdom, hulle worry nog steeds oor daai goetertjies. Hulle worry oor dit. Dis vreeslik, né? Nou, Openbaring 19 vers 1 tot 10
Veral in verse 2 en 3. Daar is 'n lied van vreugde. So ons sien nou in Openbaring 18 hoe huil die mense op aarde omdat Babylon geval het. Nou in teenstryd met dit, in Openbaring 19 is daar 'n lied van vreugde in die hemel omdat God die hoer geoordeel het en sy volk gewreek het. Hierdie lied moet gesien word in teenstelling nou met die klaaglied, né? Wanneer die menigtes nou sien dat Babylon geval het. Jeremia 51 vers 48 en 49 beskryf die vreugdevolle viering dan in die hemel. Kom ons lees dit gou-gou. Die teenstryd nou daarmee, Jace. Teens. Jeremia 51 vers 48 tot 49. Dan sal oor Babel juig hemel en aarde en alles wat daarin is, want uit die noorde kom die verwoesters oor hom, spreek die Here. Ook Babel moet val, o gesneuweldes van Israel, soos ook vir Babel geval het die gesneuweldes van die hele aarde. Okay, dan Openbaring 19 vers 11 tot 21. Dit gaan nou oor die konings uit die ooste uit. Met ander woorde is Jesus en sy engele kom vir die eensydige finale stryd tussen die konings van die aarde en die dier en die valse profeet. En dan het ons ook die wynpers simboliek uit Openbaring 14 uit. Dit word nou ook hierso verder beskryf. So dit word onthou hoe werk Openbaring. Dit is soos 'n mannetjie geraamte en dan kry hy vleis, dan kry hy are, dan kry hy organe, dan kry hy dit, dan kry hy dat totdat hy volledige mannetjie is. En dit is presies dieselfde soos wat Daniël het ook so gewerk, né? So werk Openbaring ook. So hy sit bietjie meer vleis aan alles sodat jy 'n beter en groter prentjie kan kry. Okay, kom ons kyk gou 'n bietjie na Ellen White se perspektief op hierdie gedeelte van Openbaring 18 vers 6 tot 24. In die hoofstuk The Desolation of the Earth gaan die gees van profesie voort op dieselfde punt waar opgehou word met the Great Controversy. Dit beteken dat hierdie hoofstuk uitbrei oor die gebeure wat sal plaasvind wanneer God sy volk tydens die laaste 3 plae sal verlos. Ek het hom nou nie daar op die bord, maar gaan hom lees. When the voice of God turns the captivity of his people. Met ander woorde, hy refer back to the beginning of the chapter name toe sy mense verlos word. There is a terrible awakening of those who have lost all in the great conflict of life. So die mense begin nou te worry oor hulle goeders waarvoor hulle so lief was op aarde. Nou hierdie aanhaling op die tweede bladsy van die hoofstuk die verwoesting van die aarde. Dis nou in the Great Controversy, né? Dit neem ons terug na die oomblik toe die stem van God sy volk verlos het op die oomblik van die 5de plaag. Die gees van profesie gee vir ons dus die presiese kronologiese punt van die vervulling van Openbaring 18 vanaf vers 6 tot 24. Die boek Openbaring self verbind die gebeure van Openbaring 16 en 17 met hoofstuk 18 in die slotvers van hoofstuk 17. Nou kom ons kyk gou na vers Openbaring 17 vers 18. En die vrou wat jy gesien het, is die groot stad wat heerskappy voer oor die konings van die aarde. Nou goed, nou Openbaring 17, hy brei dan nou uit. Openbaring 17 brei dan uit op Openbaring 16. En dit gee vir ons die politieke en die godsdienstige perspektief. En dan Openbaring 18 verskaf dan die politieke en ekonomiese perspektief. Sien julle wat doen die twee? Dit is twee perspektiewe wat vir jou gegee word presies oor daardie selfde tydperk. So die 17 sê vir jou wat gaan in die politieke en godsdienstige wêreld of sfeer aan. En dan Openbaring 18 sê vir jou wat gaan in die ekonomiese perspektief in daai aan. Sien, so dit is maar net twee verskillende blikke, maar is op dieselfde tydperk gevestig. Nou Openbaring 17 vers 18 is treffend, omdat dit vir ons sê dat die konings oor die aarde regeer, maar die prostituut sy heers oor hulle. Dit wys duidelik dat die kerk in die eindtyd oor die staat sal regeer, né? So die kerk is in beheer van die staat. Die kerk sê vir die staat, hoor jy moet nou dit doen, jy moet nou dat doen, jy moet nou dat doen, né? Nou Openbaring
18 vers 6 tot 24 is 'n beskrywing van die laaste 3 pla. Dit is 'n lewendige uitbeelding van hoe die goddelose sal huil en kla wanneer hulle sien dat hulle eie keuses die ewige lewe verbeur het vir hulle huidige plesier. So hierso is waar hulle sal elke knie sal buig en hulle sal bely man die Here is God, nê. Nee. Kom ons kyk wat sê die gees van profesie. Sy sê the people, ander woorde die water van die Efraat, see that they have been deluded. They accuse one another of having led them to destruction, but all unite in heaping their bitter condemnation upon the ministers. Unfaithful pastors have prophesied smooth things. They have led their hearers to make void the law of God and to persecute those who would try to keep it holy. Now, in their despair, these teachers confess before the world their work of deception. The multitudes are filled with fury. Nou, ek wil net gou vir julle iets verduidelik hoe wonderlik is die gees van profesie. Ons het vandag dit vertel ook, né? In hierdie tydperk toe hierdie geskryf is, toe het die Amerikaanse volk was baie erg geweest oor die wet van God. Hulle het dit so erg gemaak dat hulle wou gehaat het in 1888 dat Church and State moes getrou het. Hulle wou dan die eerste Sunday laws ingebring het. Te sê maar ons met hierdie ding hulle het so ver gegaan dat daar enige iemand was wat in die kongres was wat teen hulle wat nie saam met hulle gestem het nie, het hulle uitgewerk. Hulle het hulle uitgewerk en gesê hoorie so kom ons kies liewer soos 'n hele kabinet van mense wat saam met ons gaan stem. So erg was hulle gewees. En hulle hoekom? Want hulle wou hierdie wette van God was vir hulle so prominent gewees. En hier kom Ellen White waar die wette van God prominent was en dat dit amper half moes wetgewing geword het. En sy kom skryf hierso, maar hulle gaan die law of God void maak. Hoe verstaan julle? Nou kom mense en hulle sê maar hierdie is net 'n vrou, dis nie 'n profeet nie. Hoe sou sy dit geweet het? Gebeur dit vandag? Wat sê die kerke? Oom Jacy sê vir my wat sê die kerke daar buitekant oor die wet van God? Sê 'n bietjie op daai mikrofoon. Dis afgeskaf, dis aan die kruis genaal. Daar's Dit is nie meer van toepassing op ons nie, dit is net vir die Jode. Exactly, né? En sien julle hoe word hierdie goeders in vervulling gebring? En soos wat ek gesê het in daai tyd, sien jy nou ook wat se waarheid leer jy, né? In daai tyd was ons reguit gesê, man, die wet van God is baas. En kyk net, né? En toe sê hulle, we are lost, they cry. Met ander woorde, this is their lament and wailing in chapter 18. Dis nou hierso waar hulle nou huil en moan en alles. We are lost, they cry, and you are the cause of our ruin. Nou draai hulle teen die boer, né? Sê van jy is die oorsaak van ons ruin. Ekskuus? Ja, dis korrek. And they turn upon the false shepherds. The waters, met ander woorde, droog nou op. So met ander woorde, hulle fury, hulle toorn is nou nie meer gerig op God se kinders nie. Dis nou gerig op hulle eie mense wat hulle mislei het, né? The very ones that once admired them most will pronounce the most dreadful curses upon them. The very hands that once crowned them with laurels will be raised for their destruction. The swords that were to slay God's people are now employed to destroy their enemies. Everywhere there is strife and bloodshed. Wat het gebeur met Jerusalem se inval? Voor die eerste siege, voor die eerste desolation, voordat hulle mos nou eers kom omring het Jerusalem, né? Toe waarop was hulle gerig? Hulle anger and fury was gerig op die mense van God gewees, die Christene wat in die dorp is. En toe met die tweede een, toe gaan hulle fokus mos nou af van die mense af en hulle fokus gaan mos nou meer op die Romeine wat daar buite is, toe die Christene kans gehad om te vlug. Selfde ding wat hierso gaan gebeur. Nou het ons ook 'n kans gehad om te vlug, want hulle draai nou teen mekaar, né? The rich, met ander woorde, the merchants. As jy hoor van the rich, dan lees ons van as jy lees van the merchants, dan lees ons van die ryk mense, né? The rich
prided themselves upon the superiority of those who were less favored, but they had obtained their riches by violation of the law of God. They had neglected to feed the hungry, to clothe the naked, to deal justly, to the love and to love mercy. Man, ek gaan nie op 'n Sabbat rus nie want ek verloor geld. Nee? They had sought to exalt themselves and to obtain the homage of their fellow creatures. Ek sal vir jou net R200 'n dag loon gee. Of ek sou net vir jou R100 'n loondag gee want jy kos my geld. Dis hoe hierdie mense gedink het. Geld, geld, geld. Dinge is vir hulle meer werd as mense. Now they are stripped of all that made them great and are left destitute and defenseless. They look with terror upon the destruction of their idols that they preferred before their maker. They have sold their souls for earthly riches and enjoyments. Wat doen hierdie mense, hierdie celebrities? Verkoop hulle siele aan die Satan, né? And have not sought to become rich towards God. The result is their lives are a failure, with their pleasures are now turned to gold, their treasures to corruption. The gain of a lifetime is swept away in a moment. Ons kan sien hoe sommer die agteruitgang in ons eie dorp, né? The rich bemoan the destruction of their grand houses, the scattering of their gold and silver. But their lamentations are silenced by the fear that they themselves are to perish with their idols. Hier kom die waarheid nou in, né? Dis 'n rude awakening. Nou die sentrale tema van Openbaring 18 vers 6 is dis die ineenstorting van die wêreld se politieke, ekonomiese stelsel wat deur die Babiloniese hoer en haar dogters geondersteun het. Op daardie stadium, kom ons dink nou 'n bietjie aan die mega churches. Dis daai mense seker die rykste entiteite omtrent op aarde. Rarig, né? Kerke is jou rykste instansies in die hele wêreld. Hoe ryk is die Romeinse kerk? Die beste edelgesteentes, goeder so agter daai kluise in geberg. Ek dink as jy al daai rykdom daarso kry, nê. Dink jy so agteroorval. Ek dink jy kan dit nie begryp van wat alles daar eintlik is nie, né? En dis waaroor hulle nou gaan huil. Op daardie stadium sal die konings, die handelaars en die menigste sien wat hulle verlore is en dat hulle rykdom is totaal waardeloos. En hulle sal hoofsaaklik woedend wees vir die goddelose godsdienstige leiers wat hulle met 'n voorspoedige evangelie gemislei het. Nee. Dis vreeslik. Dis vreeslik. En hoeveel prosperity preachers and churches is daar buitekant wat mega kerke is, né? Hoeveel is in ons eie dorp? Die hele hoofstuk is geskryf in die literêre styl van die klaaglied of begrafnisklaaglied. So hulle is letterlik is vir hulle soos die dood, wil hulle goeders daarvan af ontslaa raak. Wanneer die Babiloniese stelsel in duie stort, sal die menigtes besef dat hulle godsdienstleiers hulle bedrieg het en hulle sal hulle teen hulle begin draai. Die godsdienstleiers het hulle aangemoedig om ryk te word en diegene wat die Sabbat hou te vervolg. Nou beide Esegiel en Jakobus wys vorentoe na hierdie tyd. Kom ons kyk gou wat sê Esegiel. Eens asseblief. Esegiel 7 vers 15 tot 19. Die swaard buite en die pes en die hongersnood binne. Hy wat in die veld is, sal deur die swaard sterwe, en hy wat in die stad is, hom sal die hongersnood en die pes verteer. En ek wat hulle ontvlug sal ontvlug, maar hulle sal op die berge wees soos duwe van die kloof wat almal klaag, elkeen vanweë sy ongeregtigheid. Almal se hande sal slap word en almal se knieë sal wegvloei soos water. Gaan hy nog aan? Ook sal hulle rouklere aangord en angs sal hulle oordek en oor al die aangesigte sal skaamte wees en op al hulle hoofde 'n kalte. Hulle silwer sal hulle op die strate gooi en hulle goud sal 'n voorwerp van afskuw wees. Hul silwer en hul goud sal hulle nie kan red in die dag van die grimmigheid van die Here nie.
Hul siel sal hulle daarmee nie versadig of hul ingewande daarmee vul nie, want dit was die struikelblok tot hulle ongeregtigheid. Nee? Kom ons kyk gou 'n bietjie na die vloei van hoofstuk 18. Daar is nogal 'n wat omtrent nou gelees het, dis nogal 'n groot awakening, né? Dit is hoe dit gaan wees as jy aan die verkeerde kant wakker word. En ek dink nie een van ons wil aan daai kant wees nie. Nie een van ons wil so voel nie dat tot die goetertjies wat jy so verlief was dat dit jou moet naar maak. Dat jy moet so naar maak van hoe kon ek hierdie goeters aangegryp het en nou is ek verlore. Nou sit daarmee heen. En ek sê vir julle meeste van daai mense, is mense wat die Here geken het. Hulle het geweet van hom. Hulle het net 'n valse stelsel geglo. En hulle het eerder geglo om aardse rykdom bymekaar te maak as vir hulle skat in die hemel. Kom ons kyk gou na die vloei van hoofstuk 18. Soos ons gesien het, oorbrug hoofstuk 7 Openbaring 17 verse 18 met hoofstuk 18. So die twee vloei basies so in mekaar in, né? Die vers vertel ons dat die hoer van hoofstuk 17 in die stad van hoofstuk 18 uitruilbaar is. So as jy praat van die hoer, praat jy eintlik van Babylon. Die twee is een en een dieselfde. Goed, hier is daar's ons vers 18. Kom ons het hom al gelees, ek gaan hom nie nou weer lees nie. Kom ons kyk gou na die oorsig. Openbaring 18 vers 1 tot 5. Dit is die harde geroep om uit Babylon uit te kom voor die uitstorting van die 7 laaste plaas. Dis die laaste oproep, né? Dan verse 6 tot 8 is die vergelding op Babylon vir haar sondes. Vers 9 en 10, die klaaglied van die konings van die aarde. Nou het hulle vreeslike berou oor hierdie storie wat hier aangaan. Vers 11 tot 16, die klaaglied van die kapitaliste. So nou is dit ekonomies daarmee heen, né? Vers 17 tot 19 is die klaaglied van die werknemers en die reisigers. So 'n bietjie in diepte ingaan wie is elkeen, hoor, dat jy kan weet van wie word hier so gepraat. En dan vers 20 is dan die kontras. Dis die vreugde in die hemel oor die val van Babylon. So die mense op die aarde huil oor haar en die mense in die hemel is bly oor haar. Vers 21 tot 24 is die verdrinking van die groot stad en die staking van al haar aktiwiteite. Dis die einde van al die sondes, né? So dit is dan hoe die hele hoofstuk 18, hoe hy in mekaar inloop. En ons sal volgende keer, soos ek sê, sal ons dan vers vir vers ingaan van hoofstuk 18, dat ons presies kan uitvind wat daar aangaan. Maar net gou nog 'n verder oorsig dat ons net kan sien. Nou Openbaring 18 vers 1 tot 5. Dit is die harde uitroep, met ander woorde is die loud cry, die laaste roep om te sê kom uit daar uit. Kom ons kyk gou wat sê hy. Kom ons lees gou daai stuk saam. En na hierdie dinge het ek 'n engel sien neerdal uit die hemel met groot mag. En die aarde is verlig deur sy heerlikheid. En hy het met 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesê: Geval het die groot stad, en dit het geword 'n woonplek van duiwels en 'n versamelplek van allerlei onreine geeste en 'n versamelplek van allerlei onreine en haatlike voëls. Omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery, en die konings van die aarde met haar gehoereer het, en die handelaars van die aarde geryk geword het deur die mag van haar weelderigheid. En ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie, want haar sondes reik tot aan die hemel, en God het haar ongeregtigheid onthou. Wat sê? OK. Nou daar is 'n baie noue verband tussen die tweede Engelse boodskap van Openbaring 14 vers 8 en die harde uitroep van hierdie engel in Openbaring 18, né? Daar's 'n noue verband. Nou die Milleriete het die boodskap van Openbaring 14 vers 8 verkondig wat tot 1844 toe gelei het, né? Op daardie tydstip het God se getroue kinders die gevalle protestante kerke verlaat en diegene aangesluit wat die oordeelsboodskap verkondig het. So hulle het basies uit Europa, want in daai tyd in Europa was dit 'n hel op aarde gewees, né? Die protestante en die Katolieke het oorlog gemaak teen mekaar. Was verskriklik.
En daar het ook maar alle winde van verkeerde doktrines het ook maar daarso ontstaan. So hulle het daarvan af gevlug na Amerika toe. Nou goed, kort voor die einde van hierdie genade tydperk sal die tweede Engelse boodskap dan nou weer verkondig word, nê? Nee. Maar met 'n wêreldwye uitbreiding en met 'n baie groter en 'n sterker krag. Die gees van profesie die verband tussen hierdie twee hoofstukke op 'n baie goeie manier verduidelik. When Jesus began his public ministry, he cleansed the temple from its sacrilegious profanation. Among the last acts of his ministry was the second cleansing of the temple. Dis mos waar hy mos die sleep gevat het en die diere uit die tempel uitgejaag het, nê? Nee. So in the last work for the warning of the world, two distinct calls are made to the churches. The second angel's message is Babylon is fallen, the great city, because she made all the nations drink of the wine of the wrath of her fornication. And the loud cry of the third angel's message is a voice is heard from heaven saying, "Come out of her, my people, that ye not be partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. For her sins have reached unto heaven, and God hath remembered her iniquities." The scripture, Revelation 18, points forward to a time when the announcement of the fall of Babylon, as made by the second angel of Revelation 14, is to be repeated, with the additional mention of the corruptions which have been entering the various organizations that constitute Babylon since that message was given in the summer of 1844. A terrible condition of the religious world is here described. With every rejection of truth, the minds of the people will become darker, their hearts more stubborn, until they are entrenched in an infidel hardihood. Met ander woorde, the resolute and self-assured audacity van die mense, net te dink man, ek kan myself red. In defiance of the warnings that God has given, they will continue to trample upon one of the precepts of the Decalogue until they are led to persecute those who hold it sacred. Christ is set at the naught in the contempt placed upon his word and his people. As the churches accept the teachings of spiritualism, the restraint imposed upon the carnal heart is removed, and the profession of religion will become a cloak to conceal the basest iniquity. A belief of spiritual manifestations opens the door to seducing spirits and doctrines of devils, and thus the influence of evil will be felt in the churches. Weereens, wat ons laas keer ook gesê het, een van die belangrikste beginsels wat ons in die wêreld moet gaan verkondig is die toestand van die dode. Want dit is nie een keer nie, dis ook nie 2 keer nie, dit is seker nie eers 5 keer nie, dit is seker baie kere. Maar die gees van profesie vir jou waarsku dat in die laaste dae gaan daarso spiritual manifestations plaasvind. Jy gaan letterlik jou afgestorwenes sien en jy gaan dink, "Oh, dis my ma, dis my pa, dit is my dit is my dat." Onthou, dit is nie. Dis hoekom dit ons moet vir die mense hierdie gaan vertel. Nou die dag van 'n vroutjie gehoor, ekskuus, ek gaan nou vir hom kan sê. Sy sê dat mense afgesterwene kom praat met haar en sê vir haar hulle is vermoor. En sy ken die waarheid. Sy sleg van haar. Sy sê die mense afgesterwenes kom praat met haar en sê vir haar hulle is vermoor. Sy moet hulle moorde gaan uitsorteer. Dis duiwels, demonies. Demone, ja. Ja. Jy sê. Dit is die een van die moeilikste dinge gaan wees. Ja. En ons kom nou by jou pa, wat ons almal lief vir was. Hmm. Hy kom by jou en ek weet jy is lief vir hom. Hmm. En hy sê vir jou, my kind, ek is baie gelukkig waar ek is. En jy moet sê vir jou pa, wyk Satan. Ja. Ja. Staan vas op die woord van God, julle. Staan vas op dit. Staan vas op jou 70 Adventiste fundamentals, fundamentele wette wat ons het. Of nie wette nie, ons fundamentele beliefs wat ons het. Die Bybel, ja. En die gees van profesie.
Ja, want dit is tog 'n verlange wat elke mens het van iemand wat afgesterf het, wat jy so na verlang. So obviously gaan mense daarvoor val, maar moenie daarvoor val nie. Moenie daarvoor val nie, want dit kom van die Satan af. Okay. Okay. So te sê, die loud cry sal die drie engele se boodskap basies op steroïdes wees. Dis basies wat dit gaan wees. Nou dan het ons uit twee goed, ons het 'n eg en dan het ons 'n vals. Ons het die ware goud en dan het ons hierso fool's gold. Volgens Openbaring 13 vers 13 in die gees van profesie, sal daar 'n groot valse herlewing wees net voor die uitstorting van die laaste reën en die harde uitroep. Onthou dit, daar's 'n valse een ook, né? 'n Valse een. Ons weet wat is die waarheid. Ons weet met hierdie hele ding van spreek in tale en al sulke goeters, daar gaan valse herlewing wees en dit gaan voel soos die regte ding. Okay. So, kom ons kyk gou hiersom. Wat sê die gees van profesie? Kom ons lees gou daarso wat sê hulle in Openbaring 13 vers 13. Openbaring 13 vers 13. Hy doen ook groot tekens sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdal op die aarde voor die oë van mense. Okay, ons gaan volgende keer soos aangaan, gaan ons hierdie versies in diepte gaan ons alles leer. Okay. So wat sê die gees van profesie? Notwithstanding the spiritual darkness and an alienation from God that exists in the churches that constitute Babylon, the great body of Christ's true followers is still to be found in their communion. There are many of those who have never seen this special truths for this time. Not a few are dissatisfied with the present condition and are longing for a clearer light. They look in vain for the image of Christ in the church with which they are connected. Kyk hoe baie mense sit hier vir ekstra Bybelstudie, né? As these bodies depart further and further from the truth and ally themselves more closely with the world, the difference between the two classes will widen. And it will finally result in separation. Op hierdie oomblik lyk hulle almal twee nog dieselfde, né? Lyk altyd sit ons glo mos in dieselfde Jesus. So dit lyk nog dieselfde. Maar soos wat die tyd gaan, kom die verskille baie meer opsigtelik, né? The time will come when those who love God supremely can no longer remain in connection with such as are lovers of pleasure more than lovers of God, having a form of godliness but denying the power thereof. Revelation 18 points to the time when, as the result of rejecting the threefold warning of Revelation 14, met ander woorde die drie engele boodskap, the church will have fully reached the condition foretold by the second angel, and the people of God still in Babylon will be called upon to separate from her communion. This message is the last that will ever be given to the world, and it will accomplish its work. So al is ons net 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9. Al is ons net 9 wat uitgaan, die werk sal verrig word. When those that believe not the truth but had pleasure in unrighteousness shall be left to receive strong delusion and to believe a lie. Then the light of truth will shine upon all whose hearts are open to receive it. And all the children of the Lord that remain in Babylon will heed the call. Come out of her, my people. Hulle gaan dit hoor. Hulle gaan dit hoor en hulle gaan uitkom. Notwithstanding the widespread delusion of faith and piety, there are true followers of Christ in these churches. Ek sien baie van hulle. Ek sien baie van hulle, hoor. Before the final visitation of God's judgment upon the earth, there will be among the people of God such a revival of primitive godliness as has not been witnessed since apostolic times. In apostolic times het hulle vir Jesus fisies gehad. Omtrent amper dieselfde wat hulle hier gaan hê, né? The spirit and power of God will be poured out upon his children. At that time, many will separate themselves from those churches in which the love of this world has supplanted love for God and his word. Many, both ministers and people, will gladly accept those great truths
which God has caused to be proclaimed at the time, to prepare a people for the Lord's second coming. The enemy of souls desires to hinder this work. So as besig is met 'n uitreik, dan kry jy teenstand. So, weet maar dit gaan gebeur, maar as jy teenstand kry, smile maar net en sê net dankie. Jy doen die regte werk vir die Here, hoor. And before the time for such a movement shall come, he will endeavor to prevent it by introducing a counterfeit name. In those churches which he can bring under the deceptive power, he will make it appear that God's special blessing is poured out. There will be manifest what is thought to be a great religious interest. Multitudes will exult that God is working marvelously for them, when the work is that of another spirit. Under religious guise, Satan will seek to extend his influence over the Christian world. Hy kan maar probeer. Nee. Dit lyk amper hierso, lyk amper hierso asof die gees van profesie aandui dat hierdie valse herlewing gepaard sal gaan met 'n letterlike vuur wat uit die hemel soos op Pinksterdag gaan gebeur, né? Ons kyk hierso. Ek het nou nie hier ingesien. Ekskuus, ek gaan net so terugvat. Satan will work through his agents who have departed from faith to bring fire down from heaven in the sight of men. Dis nou wat sê Selected Messages volume 2. Iemand kan sê letterlike vuur, né? Wat uit die hemel val. Speel jy regtig? Hoe kan so iets gebeur? Nou ons kan toevallig sien hoe dit gebeur met 'n paar opmerkings te noem wat 'n wêreldbekende Pinkster evangelis, die geloofsgeneesheer, die Benny Hinn gemaak het. Op Vrydag aand 13 November 2001, sê hierdie ou, vertel hy die storie. Hy sê ek was in 'n hotelkamer naby Tucson, Arizona en het toevallig ingeskakel op TBN se Praise the Lord program. Paul Croak, president van TBN, het 'n onderhoud met Benny Hinn gevoer oor sy bekeringservaring. Hinn het verduidelik dat voordat hy 'n Christen was, hy visioene en drome gehad het van homself wat in stadions voor duisende mense spreek. En dit is sy aanhaling. Kom ons sê gou wat sê. Dit was sy aanhaling. Toe sê hy, in the last 12 months, I have been having some new dreams and visions, some amazing dreams, sê hy. I've been seeing fire. I have seen myself in stadiums where literal fire was falling from heaven. The glory of God is about to be revealed visibly. Dis wat Benny Hinn gesê het. Hinn het toe verwys na die tonge van vuur wat op Pinksterdag en die Elia ervaring op die berg Karmel en die vuurpilaar in die woestyn as bewys dat dit letterlike vuur in die toekoms by die byeenkomste van die hemel sou val, né? Die kritieke vraag is die volgende, né? Sou die neerdaling van letterlike vuur uit die hemel en die verrigting van onmiskenbare wonderwerke 'n teken wees dat die Heilige Gees uitgestort word en dat die boodskap waar is? Hulle sê dat die boodskap waar is? Nee. Natuurlik nie. Hoor wat sê die Bybel? Natuurlik nie. Die Bybel voorsien die standaard waarvolgens alle bonatuurlike verskynsels getoets moet word. Ons sintuie kan nie vertrou word nie. En ons gevoelens kan nog minder vertrou word, want die hart is bedrieglik bo alle dinge, né? Kom ons kyk gou wat sê Jesaja 8 vers 20. Jesaja 8 vers 20. Eerste woord is tot. Die eerste woord is tot. Ek het dit te uitgevee, sorry. Tot die wet en tot die getuienis. As hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle 'n volk wat geen dageraad het nie. Volgens die wet en die getuienis, né? Stem Benny Hinn se leringe ooreen met die Bybel? 2 items sal bewys dat hulle dit nie doen nie. Hinn beweer dat hy gereeld met die gees van Catherine Kuhlman by haar graf by die Forest Lawn begrafplaas in Glendale, California praat. Nou, Catherine Kuhlman is an American Christian evangelist, a preacher and a minister who was referred to by the press of as a faith healer. Okay, so hy gaan praat gereeld met hierdie vrou se gees. En hy beweer ook hierdie Amy Semple McPherson. Hy beweer ook
dat hy krag verkry het uit die mausoleum van die oorledene Pinksterprediker Amy McPherson by dieselfde begrafplaas. Hy het ook op rekord verklaar dat Sondag die dag is wat die Here gemaak het om deur Christene onderhou te word ter ere van die opstanding van Christus. Sondag, ja. So lewe hy by die wet en by die getuienis? Nee. Hy hardloop agter dooie geeste aan. Wat sê die Levitikus vir jou? Wat sê die Dekaloog vir ons oor hierdie geeste? Mag nie. Mag nie. Okay. So ons gaan nou volgende week gaan ons verder aangaan. Dan kan ons breintjies meer fokus op die in diepte vers vir vers beskrywing van elke vers in hoofstuk 18. Okay. So om vir ons afsluit asseblief. Ons liefdevolle Hemelse Vader, U wat ons U kinders liefhet. Ons sê dankie vir die waarhede wat ons het. Dankie Heer dat ons weer eens gewaarsku is dat ons moet vas staan. Maar help ons ook om dit uit te dra na ander toe, Heer, en hulle te waarsku dat die einde van dinge op hande is. Dankie vir die seëning op ons. Vra dat U ons met ons sal wees as ons huis toe gaan. Seën ons elkeen, dis ons gebed in Jesus naam alleen. Amen.